Skakel by Route 326 op Groot FM 90.5. Die OG, die VIP, die generaal is terug op Route 326 en jy weet, hy is my favourite en ek weet, hy is almal se favourite. Hy bære sy boeke in die boek Rock. Hy is baas van Cruiser Culture en hy is Nicholas Lou. Route 326 op Groot FM 90.5. Jy ken hom vir treffers soos net nou na daai enetjie geluister hier op Groot FM. Ek en jy. Dis net ek en jy. Purple rain, purple rain. En sy pragtige weergawe van Purple Rain as ook. Hy is net 'n mens en hy is hier. Nick, baie welkom terug. Hallo. Baie dankie. Ek weeg natuurlik 20 of 30 kg meer as daai tyd, so ek is nou is ek net 'n pens. Ag nonsens man, ek glo jou glad nie. Hy lyk baie goed. Baie welkom terug generaal. Baie dankie. Altyd lekker om jou hier te hê. Ek waardeer vir julle baie. Vandat ons nou laat gechat het in September laas jaar het ons moes dinge afgeskop met Route 326 op Fort Klapperkop. Yes. Nou wat het intussen in jou lewe gebeur? Waarmee is jy besig? Hoe gaan dit met jou? Ek stel maar liedjies vry en so. Is dit wat jy sing doen? maar liedjies. Jy sing so nou en dan. Doen maar 'n paar showtjies en so aan, maar ja, symeld en daarmee bedoel ek nie dat dit vervelig is nie, maar die opnames en die skryf en die nuwe liedjies is altyd exciting. So. Ek wonder altyd daaroor, raak jy ooit moeg daarvoor of nie? Raak dit lekkerder met tyd? Nee, ek raak nie moeg daarvoor nie. Nee, daar's baie ander beserings in die musiekbedryf. Maar nie dit nie. Dit meer is lekker. finansiële beserings en so aan. Ja, en emosionele beserings. Ja, of AI beserings. Nee, wat ek worry nie daaroor. Ons sien ook jy is nou hierdie naweek saam met Dousie en Pietman Geldenhuys op die verhoog met Rock My Wêreld daar by die Theatre of Marcellus. Dit is by Empress Palace. So, hoe het gebeur dat julle besluit het om saam te collaborate? Weet jy, ek dink dit was ek dink die oorspronklike idee, as ek reg onthou, het maar van die platemaatskappy afgekom. Om so 'n show aan mekaar te sit. Ons is ook besig met Oos-Wes Tuisbes wat die 11de April is. Ek het gesien Ja, so ek dink die platemaatskappy initieer maar die shows en kyk watter kunstenaars by mekaar pas. Nou ek en Dousie, jy weet ek het vir Pietman eers later in my loopbaan ontmoet, seker kom ons sê 6 jaar terug of 5 jaar terug of whatever. Maar vir Dousie ken ek van dit voordat ek bekend was. Traveling buddies. Ja, wel ek meen hy tyd ons het eendag 'n show saam gedoen. Eintlik 'n baie lekker storie en hy kom maar hier aan met hierdie klein speakertjies en ons het ek en my pel het hierdie massive home built speakers, maar hoor hierso toe hy inkom met die klein speakertjies toe proes ons so hier in ons moue en ons sê nee, ons gaan vir hom in sy maai speel. Ons het hom nog nooit hoor sing nie. Nog nooit vir Dousie hoor sing nie. Yesterday en ons doen ons set en ons doen ons lekker, ons move. Hoor hierso, toe hy daai goeters van hom aansit en hy trek daar los met Brick in the Wall, nou, toe weet ek nie of ek my tweede stel wil doen nie. Oh my word. Speakertjies groot gif. Ja, nee, ek mag nou nie die naam sê nie, maar it turned out to be 'n baie bekende speaker maak wat so bo my vuurmaakplek is dat ek nie eens geweet het. Toe koop julle almal daar na daai show dieselfde speakers as wat Dousie gekoop het. Wel die hele industrie het van dit gehad op 'n stadium, hoor, jessie. Wow. So ja, en So size does not matter. Ja. Dis eintlik die punt van die speakers. ja, met speakers nie noodwendig nie. Behalwe met karre. Daar tel dit. Met karre tel dit. Ja, hang af hoe jy wil ry. Okay, Anyway, maar aan die einde van die aand toe roep hy almal wat oorgebly, die bittereinders van die show. Geroep hy hulle almal bymekaar te sê ek sit hier so in 'n sirkel so om my. Toe sê hy hierdie liedjie gaan Suid-Afrika se volgende hit wees. Toe begin hy ou Rypert sing. Oh my word. En dit wys vir jou hoe lank ken ek al vir Dousie. So lank terug, hè? Ja. Hoorie, dis epic. Yes. Dis altyd daai bittereinders, daai tipe aande met die 15 om jou wat sulke amazing aande is. Yes. Hoorie man, nou dat ons so praat van karre, ons moet 'n bietjie inloer by die F250. Hoe gaan dit met sy opbouproses? Hoe gaan dit daar in die garage? Ja, ek het sy head gasket geblaas. Oh no. Ek's besig om kwotasies te kry vir nuus. So.
Maar voor dit het ek baie lekker gery. Oh man. Ek is jammer om te hoor jy het 'n gasket geblaas sedert ons jou laas gesien Actual het. gasket. Ja. Maar aangesien die 20ste herdenking ook nou onlangs van Rock-Eye Lyfie, jy weet, die hulle gesien het, Yes. en ook na die herskepping van daai groot treffer van jou, is daar nog so ietsie in die pipeline wat jy dalk nou dink, 'n ou klassiek, kom ons blaas bietjie nuwe lewe daarin, soos wat sensasie ook dikwels doen? Wel, weet jy, ek het gedink daar sal hierdie jaar ene uitkom. En toe ek weer kyk om seker te maak van die jaar, toe sien ek het nie in 2006 iets uitgebring nie. Sjoe. Oh my word. Of 'n oorspronklike liedjie uitgebring nie, of 'n album uitgebring. Ons is daarom nog redelik aan die begin van 2026. Ja, maar ek kan nie 'n 20 jaar weergawe uitbring van enigiets nie. Ek hoor jou. So, maar ek is baie bevoorreg dat my liedjies nou, jy weet, een vir een so 20 jaar oud word. So ja, ek gaan verseker weer so iets doen as ek die kans gegee word en jy weet, ek meen as ek lank genoeg leef. So, maar ja, ek kan nie verklap wat dit is nie, want ek jinx altyd die goeters. Ek gaan maar net vir Anelma Nee, ek sê by die antwoord ja. of die radar moet laat weet, sy gaan nie in die aande slaap as sy nie weet wat. Maar dis okay dat ek nie weet nie, ek weet is 'n ja. Dis eintlik al. Dis daarom 'n ja. Hoorie maar generaal, ek is diep dankbaar dat daar 'n gitaarie is. Gaan ons 'n bietjie mooi maak, gaan ons 'n bietjie sing. Wel ja, nee, verseker, dit is natuurlik die voordeel van om my persoonlike nommer te hê. As jy kan vir my die oggend sê, luister hier, so kan jy 'n gitaar bring. Pas saam met haar in die kar, toe sê so ek gaan gou vir Nicholas Lou WhatsApp bring asseblief jou gitaar saam. Ja, maar ek moet ook net sê ek het my spandrag aan, ek het my Nick Lou hempie aan, maar ek het nog nooit sy nommer abuse nie. Nee, ek pla hom nooit. Sy doen dit nie. Ek sal hom nie pla nie. Sy praat net oor Heeltemal te veel werksverwante respect. dinge. Kyk as ek regtig gedink het ek het nie inhibitions met dit nie, so ek elke nou dan sê, "Hey Nick, check gou hier. Hey Nick, nou net in jou gedink het ek het 'n generaal gesien. Hey Nick, check gou hier. Sy gaan vir sulke good night memes aanstuur na vandag, dit kan ek jou beloof. Hoorie, maar ek dink vir die volgende halfuur moet ons dalk ook vir die luisteraars vra of hulle dalk 'n request het vir Nick van wat hy later kan sing. Okay, maar waarmee gaan jy afskop? Wel, julle het 'n bietjie vinnig op my gespring. So, maar Anelma het net nou voorgestel. Ja. O, ek verlang na jou. Yes. Maar jy is ver van my. Jy is ver van my. Ek klop aan jou hart. O, ek verlang na jou. Maar jy is ver van my. Jy is ver van my. En ek klop aan jou hart. Die winde waai vanaand hier deur my hart. Die stilte raas my wakker as ek gaan slaap. My koffie is koud en bitter, beskuite is hard. Ek staan voor jou deur en ek klop aan jou hart. Net in tyd, né? Het jy nou 'n snaar gesnap daar, nie? Ek het, maar ek het daarom spaar snare. Ja, Al ten minste kan ons sê hy het 'n snaar gesnap op ons show. Ja, sien jy? Hy gooi hom so hard dat die snare snap. Dis wat jy wil hê. Saam met ons in die ateljee op Route 326 vanmiddag is die een en enigste en soos Anelma nou vroeër gesê het, die OG en die VIP, Nicholas Lou! Hoorie, hoe lekker was dit om daai nou net live te hoor? Hoorie, daai het my Ja. teruggevat. Ek kan nou nie die jaar onthou nie, maar dit was op My Hart's aan die Brand se album, né? Was dit een van jou eerste albums? Ja, as 'n dit was solo my eerste album, kunstenaar? ja. Genade, Nick, want jy en jou boetie het mos eers aanvanklik saam gesing. Ja, hy is my boetie nie, dit was maar O, net dit 'n was jou broer sangpartner nie. daai tyd. Ek onthou. En toe kort daarna toe kom My Hart is aan die Brand uit. Ek dink die album was al uit toe hulle hom weer hervrygestel. Ja. So My Hart is aan die Brand was op die oorspronklike ene, maar die hit track was veronderstel om Ek wil my baby te wees. En toe hy in 'n jaar 14,000 eenhede verkoop en toe sê hulle, jong, dis nie genoeg nie, want 25,000 was daai tyd goud. Ja. En toe sê hulle nee, Ek wil my baby hê vanaand is nie die hit wat hulle gedink het dit gaan wees nie, so ons moet hom net repackage. En toe het ons 5 liedjies bygesit en 1 liedjie afgehaal, waarvan Maya hier toe nou een is. Sure. Nou wat se een het julle afgehaal? Ek wonder nou oor dit. Kan jy onthou wat se een? Daar was 'n klassieke liedjie op gewees, Dici Tencelo Vuye. Was opgewees en ek het hom so 'n coffee shop weergawe gedoen net met akoestiek gitaar
En maar hulle het gesê en ek stem saam, dit het glad nie by die album gepas nie. Daar was geen waarde vir dit nie en omdat ons 5 liedjies moes bysit, onthou 'n CD het net soveel brandplek. Dis waar. Toe moes ons enetjie uithaal. Ja, ek dink is iets soos 80 minute max. Hoorie, maar ek wil net gou vinnig inspring hier, aangesien ons nou so lekker teruggaan in tyd met sy albums. So die albumcover van Vergeet en Vergewe en die albumcover van Energie het ek letterlik custom posters van laat maak en geplak teen my muur. Awesome. Het jy dit geraam? Ja, nee, ek het dit nie geraam nie, want dit was cool om alles te prestek teen die muur. Ja. Dit was Jonas Brothers, Britney, Nick en Nick. Nick, het jy nie vir Van Helma 'n bietjie merch saamgebring vandag? Ek het ongelukkig Dis nie, ook sorry. ek maak my Daai snaar wat jy nou gesnap het, gee dit asseblief Ja, vir. asseblief, gee my snaar. Maar vir iemand soos jy wat nou alles bereik het in die Suid-Afrikaanse en ook Afrikaanse musieklandskap, al die genres wat jy al oor die jare gesing het ensovoorts, nê. En ek dink ook destyds in daai DVD wat soos 'n topverkoper was in Afrikaans. Wat is op jou musiekloopbaan bucket list en wat is jou doelwit wat jy miskien nog wil bereik hier in 2026? Is daar nog iets? Nee, ag wel ek kyk wanneer 'n ouer raak dan begin jy anders kyk na die dinge. Jy weet, ek meen altyd geaspireer om die grootste verkopende kunstenaar, hoewel dis lekker om sales te hê en ek meen ou chase altyd maar sales, jy weet, as jy maak geen fout nie, ek bring nie die liedjies uit net vir die liefde van die musiek nie, ek moet kos koop en ek moet 'n huis betaal en ek moet 'n kar betaal. Dis jou werk. Ja, medies en al daai goeders. So dit is 'n werk en 'n ou skryf so goed as wat jy kan en jy neem so goed as wat jy kan op. So maar nee, daar is nie daar's ek weet ek stel nie meer sulke goeders vir myself nie. Soos wat jy sê, been there, done that. It's not always what it's cracked up to be. Dis die ding. Want jy weet mense sien die voorkant, maar hulle sien nie die agterkant nie. Jy weet so Maar dis seker dat as jy die pressure van daai chase afhaal en van die hustle afhaal, dan is die stres ook bietjie minder. Jy kan dit net geniet. Ja, maar jy moet ook onthou dat die geld raak ook minder, so die finansiële stres groei. Ja. Onthou sy gasket het geblaas, die F2 vir nuwe parte. Ja, die gasket. Hoorie, maar jy is in 'n baie lekker bedrywige seisoen nou. Ons sien jou lekker baie en as jy nie op verhoog is nie, is jy besig met gesigmaskers saam met jou dogtertjie en jou vrou. Hoe gaan dit met die familie en hoe juggle jy die persoonlike en die professional nog? Nee, goed, lekker. Jy weet, ek meen gelukkig het my familie en my vrou het my leer ken terwyl ek bekend was. So sy van die begin af was sy gewoond aan my werk en wat dit als bring in my kinders ook, jy weet, so dis maar so. Ek onthou net laas, jy weet, jy was soos ons nou in die begin gesê het, ons heel eerste onderhoud op Route 326 op die 1 September op Fort Klapperkop. Yes. En toe vra ons nog na die tyd vir Nick, hoorie, wil jy bly vir 'n glasie champagne want ons vier nou hierdie nuwe show. Toe sê hy nee, sy vrou wag vir hom. Ja, wel, ek meen ek wag vir my vrou ook. Ek weet jy al my vrou gesien. Sy Sy flippin mooi Maar girl. op daai noot, ek onthou Jy nog. drinkie saam met ander mense as jy daai girl kan sien. Ja, jy eerder sien. saam met daar by die Ek huis. onthou nog hy daai selfe aand toe sê ons hom nie maar bly man, hier's so mooi sonsondergang. Hy sê my vrou is môre is hierdie sonsondergang. Ja, ek onthou dit. Maar jy het nou so vinnig daaraan geraak. Jy sê die voorkant lyk nie altyd soos die agterkant nie. En ek wil nou vir jou 'n eerlike vraag vra, nê. As jy iets in die musiekbedryf, enige iets, kan sê wat jy dink mense miskien te bang is om hardop te sê of te erken, wat jy oor die jare agtergekom het, wat dalk 'n bietjie fake is, wat sou dit wees? Is daar iets soos dit? Dis die ding, die fakery is massive. Massive. En jy weet, veral wanneer 'n mens in daardie kringe beweeg en jy kom agter dat jy weet as mense niks het om vir jou te vra en hulle sê, "So hoe gaan dit met jou?" Dan is dit like, ja bro. Nee, So ons het mekaar nou al 3 keer gevra. ja. Dis eintlik Dan loop dit half dood. Ja, dit doen. En jy weet ek het nooit gehou van daai deel van die bedryf nie en ek het myself redelik gedistansieer van dit. Ek dink is omdat jy 'n egte mens is, so jy kan nie daarmee resoneer nie. Ja, dankie vir die kompliment, maar dit ek resoneer nie met daai dinge soos nie, weet dis daai daar's fasette van die musiekbedryf wat regtig wat ek regtig nie van deel wil wees nie en jy weet ek meen dit kos 'n ou seker en veral hoe ouer jy raak en veral hoe jou verhouding met die Here groei. Ja. Dan wil jy minder en minder in daai kringe wees want jy sien die goeters gebeur, jy
jy sien die jy weet die tipe die kaliber mens waarmee jy werk of vlak waar daai mense beweeg. Mense wys hulle ware klere. Ja. 100%. En jy is altyd te vind vir dit. Maar ek dink nie ook in elk geval jy is meer in 'n plek in jou loopbaan where you need to prove something nie. Jy is wie jy is en jy kan doen wat jy doen. So ek you het don't have to fake it. Ja, look, ek het 24 jaar se ondervinding daarmee en ek weet wat nodig is en ek weet wat nie nodig is nie en ek weet wat nie die wat se pudding is nie die payoff werd nie. Ja. Verstaan? Daar sekere goeters, daar sekere soos ek sê, die sekere fasette van die musiekbedryf wat net nie die payoff werd is nie. Al is dit wat. Dis nooit die werd. Die kool is nie die sous werd. Dis die mooi Afrikaanse gesegde. Hoorie, dan wil ek net gou vinnig vra voor ons hooftrekke toe gaan. So ons het vandag gesien dat Peach van Pletzen en Sossie het nou hulle weergawe van Maya hier gedrop. Het jy geweet daarvan? Het hulle jou genader oor dit? Wat dink jy? Ja, hulle het my genader. Ek het nog nie die weergawe geluister nie. Jy gaan geskok wees, Nick. Nee, wel Peach het Dis baie complimenting. Hy het my voor die tyd gevra en toe sê ek vir hom, chom, hoe die dinge werk is, ek besit nie die liedjie nie. Ek het net 'n weergawe gedoen. Jy's welkom, maar wat ek sou voorstel is praat met die platemaatskappy wat ek daai tyd by was, wat Select Musiek is. Praat net met hulle en kleer net die goeters. En toe sê ek, en as ek 'n persoonlike ding mag vra en ek meen dit is jou kreatiewe reg, jy kan maak wat jy wil, maar moenie vloek in die liedjie nie. Hy het nie geluister. Gister stuur hy vir my 'n boodskap, sê vir my en ongelukkig het wie is die girl dan weer? Sossie. Ja, Sossie. Sy het gevoel sy het daai bietjie edge nodig. Ek vra verskoning, maar dankie dat jy bereid is. Ag my bra. Sossie was 'n bietjie Sossie in die nuwe Maya hier trek. Maar dis so 'n kompliment tot die generaal. Ag weer eens, ek het hom nie geskryf nie en ek dink ek het hom miskien maar net in Suid-Afrika bekend gemaak en ek meen Peach is baie respekvol en baie nice. He's a lovely guy. Hy is lieflik. Ja, ons was vroeër die jaar daar in sy ateljee om bietjie met hom te gaan gesels en ons het hom ge-LOVE. Hoorie maar, Nick, gaan jy gou daai gitaarsnaar nou kan ruil? Ja, ek dink ek moet hom gou ruil jy gou daai snaar en dan gaan Anelma vir ons sê wat is jou nuushooftrekke om 4:30. Vergeet baie keer hierdie man sing soms klassiek ook. Kan ek dit gou vir jou sê, ek was op 'n moment waar hy by 'n interview was. Ek dink dit was by Ruben hulle, toe hulle groot breakfast gedoen het. Toe sing hy Nes en Dorma en toe pas ek uit. My genade, hoorie so ja nee, dit is amazing. Hy het ook laas gepraat van Laurie, sy vocal coach wat hom so mooi geleer het. En daar's iemand wat vir hom 'n kontak stuur vir die F250 se gasket. Ja, Nick, ons sal dit vir jou aanstuur. Hy's net gou besig om sy gitaarsnaar te fix want hy moet vir ons so ten minste een liedjie sing. Hy blaas nie net gaskets nie, hy snap ook snare. Maar jy het nou 'n ding begin want baie mense het nou versoeke hier. Iemand sê emmers vol liefde, iemand sê water jou mond. Ek het dit vanoggend geluister. En dan ook Nick Lau, ag asseblief kan ek 'n shout-out kry vir my kiddo, sy love jou. Al sê jy net vir haar sy is awesome. Nou wonder ek wat is haar naam? Ja, Tia, stuur 'n bietjie aan. Ons gaan kyk of ons later by alles kan uitkom. Maar terwyl Nicholas gou sy snare daarso fix nê, gaan ons gou nog een keer kyk wat ruk op die paaie. Hy blaas gaskets, hy snap snare en hy maak lekker musiek en hy is nou terug met 'n splinternuwe enkelsnit, Ek en Jy, Nicholas Lau in die ateljee en dis 'n liedjie wat so 'n bietjie wegstap van die geraas en die dieper betekenis van 'n verhouding vier. Jy ken hom ook vir treffers soos Route 326 op Groot FM 90.5. So luister, hallo, mis jou kom bietjie, ek soek na jou liefde. Hier naby my. Is dit nou hier naby jou, een van die twee? En hierdie mooi Engelse en as ook die was ook die titelstuk van daai album. Ek onthou nog daai musiekvideo op MK. O, 100%. En dan dis die een en enigste Nicholas Lau saam met ons. Nick, kon jy daai snaar toe nou red? Ek kon. Professionele mense. Shame, Nick, ek's regtig jammer dat dit vir jou weird was dat ek soos 'n boemelaar nou net jou snaar van die grond af opgetel het wat gesnap het. Ek dink is die cutest ding. Okay, cool. Was ek definitief ek gaan 'n bracelet van hom maak en jou tag op Instagram as ek hom dra. Ek gaan dit letterlik vanaand en sy gaan dit elke dag vir haar lewe dra. Letterlik dit vir ewig dra. Anyway, okay, so jy's nou hier met 'n nuwe song Ek en Jy, maar ek het gelees in jou mediaverklaring dat die liedjie nie oorspronklik by jou begin het, eintlik by 'n pel van jou, maar tog sê jy die koneksie met die song
was onmiddellik. So Ja. vertel 'n bietjie daai storie en Ja. wat was dit van die song wat jou laat voel het hierdie is 'n song wat ek moet sing? So die ouetjie se naam is Eastland van Wyk en hy het ook al 'n paar songs vrygestel, of een of twee liedjies vrygestel en hy het op 'n stadium met hy een van die liedjies se vocals by my kom doen. En so ons het nou maar so 'n bietjie vriende geraak weens dit en toe op 'n stadium te stuur hy vir my die liedjie te sê, hoorie so man, ek het 'n liedjie geskryf, luister wat dink jy daarvan? Yes, en ek luister. Oh, wow. Toe is ek sê toe vir hom, luister bra, ek is nou nie lelik nie, maar jy het nie die range nie. Jy kan nie hoog genoeg sing om by hierdie liedjie uit te kom nie. Hoe steel Maar- Nicholas maar nou ek sy kan. liedjie daar? Maar ek kan daar uitkom. Maar ek kan. Ek kan daar uitkom. Sê nee man, vat die ding. Wow. Yesterday, hoorie so en ek was op die oomblik verlief op gewees. Hierdie Sure. song van oomblik 1 af gelove. En dit is in 'n mate ook 'n bietjie meer volwasse kontemporêr sou ek raai. So die liedjie skets 'n baie mooi rustige prentjie Nick, 'n grondpad, die sterre, weg van alles af. Ek dink ons almal smag eintlik daagliks daarna. So hoe belangrik is daai tipe disconnect om weer te connect ook in jou eie verhouding of lewe dalk? Nee, verseker. Jy weet, ek meen, een ding wat ek altyd vir my vrou sê wat ek gek is oor ons verhouding, is as ek en sy en ons gaan nooit weg sonder die kinders nie. Kinders is altyd saam. Which is Dis hoe net dit hoort. net soos hoe dit moet wees. Ja. Maar wanneer daar 'n geleentheid gebeur dat ons iewers heen moet gaan en die kinders moet in die skool wees of whatever. Dis die oomblik wat ek en sy op daai vliegtuig klim of in die kar klim, is ons weer boyfriend en girlfriend. Wow. Ons is terug na daai As jy alleen saam is Ja. Ons is onmiddellik is ons twee ander mense. Jy moet onthou, ouerskap hy's 'n tol op 'n mens en jy's in 'n mode, jy's in 'n sekere mode as jy mamma en pappa is by die huis. Want jy het soveel verantwoordelikheid die hele tyd. Absolutely. En jy moet die hele tyd keer. Keer vir jou wickets. Van 7:00 die oggend af, elke oomblik wat jy hulle sien, keer jy. Ja, ek kan nie eens 'n wors ontgroot maak nie. Ek keer nou nog vir Jasper, man, ek self nie. So dit is die een ding, ek het dit al baie kere gesê en jy weet en ek sien dit elke keer. Die oomblik wat ek en sy alleen is ons weer terug by daai voordat ons getrou het of net nadat ons getrou het. Weet ek en sy was 7 jaar saam gewees voordat ons getrou het. Ons is daar. Dis staan, beautiful. ja. Ag, wow. Terug na die verliefdheid, jy weet. Daar's ook 'n lyn in die liedjie wat sê die wêreld kan gaan staan. Ja. Dink jy mense verlang vandag meer as ooit na daai tipe alles of niks liefde omdat alles so rushed is? Ja, ek dink so. Ek dink so en ek wonder of party mense nie daarvan of meeste mense nie daarvan vergeet nie. Want jy raak opgevang daarin, jy weet, Survival mode. Ja. So ek reken dates vir ouers is baie belangrik. Ek weet ons huweliksherdenking elke jaar. Dan vra ons my ouers of die kinders asseblief daar kan oorslaap. Laat ons daai een aand, jy weet, net weer Net jy. date. Ja. Jy weet en dit is fantastic. Ek het gehoor jy sê dates, toe ek soos nee, is dates ook nou belangrik in hierdie. Nee, date. So Wat dates. is date in Afrikaans nou Dis 'n weer? goeie vraag. Ons Afspraak. nee, Ja. ons sien Dit is 'n afspraak. ons sien mekaar weer. Kom ons sien mekaar môre, I love it. Hoorie Dis Nick, tyd. maar ons wil jou 'n bietjie hoor ook wees. So Ja. nou dat jy daai gitaarsnaar vir ons gefiks het, wat kan jy vir ons live sing? Nog so een ietsie man, voor ons nou vir jou baie sê. Close your eyes. Yay! Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it was meant to be, darling. Watch you when you were sleeping. You belong to me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Darling. Eternal Flame van the Bangles
Beatles en toe was dit 'n Tommy Keaton ook daarna en nou is dit Nicholas Lou hier op Groot FM 90.5. Nou hoekom van alle songs daai ene? Want gewoonlik is ons gewoond die girls sing dit, Nick. Weet jy, ja, ek het hom jare gelede ook op een van my albums gedoen. Ek het nog altyd 'n ding vir daai song. Ek dink meeste mense het, dis een van daai songs wat you can't not like it. Ja, dis almal mooi. Jy weet, daar is net sulke liedjies en hierdie het nou maar net bygeval toe jy sê, wat van 'n cover, jy weet, dog ek, en ook daai lirieke, yes, dis almal mooi. My kop het dadelik gegaan het om 'n Keaton, maar toe onthou ek dis eers The Bangles mos. Ja, kan jy glo. Luister maar, dit is nou as jy bietjie ouer is, want wat ek dink ek en jy verskil so 6 jaar, maar Nick, ag asseblief man, kan jy net vir Liandi 'n shout-out gee? Ma maak my mal nou hier op WhatsApp. Hallo Liandi, dis Nicholas hier. Jou ma het gevra dat ek vir jou shout-out doen. Ek wens ek weet hoe jy lyk ten minste, dat ek net weet met wie ek praat. Maar hopelik sien ek jou eendag by 'n show en kan jy homself kom voorstel en kan jy sê dit was nou vir jou wat ek nou die shout-out gedoen het. Ek dink ek het jou laas ook gevra, nê, maar raak 'n mens ooit moeg vir komplimente? Want ek meen in jou bedryf kry jy seker ook baie beledigings nou en dan. Nie baie nie, maar hier en daar. Maar nou sê mense, Nick is 'n awesome kunstenaar, my gunsteling, love al sy musiek, maar hy mag maar purple Hoendervleis mooi. So gaan dit aan, hè. So raak mense afgestomp vir 'n kompliment na al die jare. Wel, ek dink dit affekteer 'n mens meer wanneer jy ouer raak in die sekere sens, want jy waardeer dit meer, jy weet, as jy jonger is, kyk, as jy jonger is, gaan jy mos nooit doodgaan nie, en jy kan die hele wêreld aanvat en alles, en jy het 'n bietjie van 'n ego. Invincible. Wel, sekerlik, jy weet, ek meen, en dan op 'n stadium raak jy ouer, dan besef jy, weet jy, hierdie is net genade, so, jy weet, 'n ou waardeer die komplimente baie meer, en dan, ek meen, die ander kant van die saak is, ek dink nie, jy weet, mense wat jou uithaal maak ooit minder seer nie. Ja, maar dit is altyd, ja, almal voel so. Ek dink nie dit is iets wat mense sê ook altyd, jy weet, nee, blok en blaze en haters gonna hate, maar dit sting altyd. Ja, dit sting. En jy weet, daar kan 99.9% goeie woorde jou kant toe kom. En dan is daar een parra wat jou iets verkeerd sê en dan lê jy 3 nagte wag daaroor. Ja, maar net vir future reference, as jy enige hate mail kry, asseblief stuur net dit en die profile picture en die naam vir my persoonlik. Ek sal regtig ek's bereid om daarmee te deel. Sy is jou maffia. Nee, ek sal 100% jou maffia wees. Hoorie, ons het nou 'n les geleer. Iemand het nou gesê die Afrikaans vir dating is hofmakery. Hofmakery? Hofmakery as dating. Ek dit wil gebruik. Ek het haar die hof gemaak. Hoorie, maar wat is volgende vir jou op die horison? Wat kan jy dalk nog verklap nou na ek en jy? Wel, hierdie 2 groot shows wat nou kom, die Rock My World show nou Vrydag en dan 11 April is die Oosfest Tuisbes. Yes. En dan het ek 'n paar songs vir hierdie jaar wat ek dinge is. Ons het hoor hierdie ene. Ja. Okay. So ons het hierdie song vrygestel en ek het insist op 'n sekere bakkie, né? Jy weet elkeen het nou 'n Hilux, elkeen het nou 'n cruiser, elkeen het sy music video en elkeen het 'n F250 in sy, jy weet, waarvan ek ook skuldig is, maar jy weet daar's nou seker 10 al jy weet liedjies met F250s in op die music video. En ek gaan check toe 'n bietjie uit en ek sê, weet jy wat, mag ek maar 'n fabrikaat noem? Jy gooi hom. Okay, so ek sê toe, weet jy, ek wil 'n GWM P500 hê. Okay. Want hulle lyk soos die mooi weergawe van 'n Dodge Ram. Okay, en ek wil 'n P500 hê. Yesterday en ons kry ene reg en al daai tipe van goeders, maar ons het nie 'n datum vir die musiekvideo nie. Toe ons die datum kry, toe is die bakkie verkoop. Toe het hulle net vir ons 'n nuwe ene in die kleur wat ek wil hê om die cover te shoot, die prentjie van die liedjie wat jy nou op Spotify en op Apple Music gaan sien. Ja. So ons het die foto, maar ons kan nog nie 'n music video opneem nie want ons kry nog nie daai ons kry nog nie 'n GWM P500 nie. Ek kan jou een beter. Ja. Wil jy nie 'n trok in een van jou music video's gebruik want ek het 'n baie goeie kontak met 'n flippin nice trok. Weet jy, dit sal baie cool wees, maar kom ek sê nou vir jou so, die cover is klaar geskiet. Ja, dit moet hy. Maar hou dit ek beperk jou man. Gebruik hy raai. Ek en Franso kom verniet saam met trok. Dis hy. Ek is nou ernstig hoor, ons het nou vir jou parte gekry vir jou F250 op hierdie show en ek het nou vir jou 'n trok gereël vir jou volgende musiekvideo as jy ooit sou wou. Terloops, Nicholas Lou het al een van sy musiekvideo's radio hierso geskiet by Groot FM se ateljee. Ja. Kyk bietjie hoe stoot hy Vanita daar op die stoel rond. Moenie eens met my praat oor daai dag nie, want ek was nie. Ja, Vanita was so groot sport geweest daai dag. Sy was 'n sport, sy's altyd 'n sport. Hoor jy, hier's 10.158 WhatsApps vir jou, maar sê maar net
net vir almal dankie vir die support, want ons gaan nooit deur almal kom nie, maar baie dankie, ons waardeer, maar ons kan ongelooflik ekskuus. Mooi, ongelooflik. Ons kan ongelooflik nie. Ons kan onmoontlik deur almal kom vanmiddag nie. Ek wil heel eers vir julle baie dankie sê en vir Groot FM, want julle ondersteuning is fantasties en dit is altyd, en ek dink nie enigemand kan met dit stry nie. Julle is die lekkerste mense om jou onderhoud gevoer te hê, om deur geïnterview te word. Dankie Nick. So baie dankie vir julle en dan natuurlik die publiek. Dit maak 'n ou gee partykeer 'n knop in jou keel, so ek hou nie daarvan om aan te dink nie. Maar jy weet 24 jaar se ondersteuning gaan sit in 'n ou se bors vas, jy weet, en ek meen wanneer 'n ou sulke komplimente kry soos wat jy nou lees, en dink jy by jouself, weet jy, dis net genade en dis net goedertierenheid van mense, né? En Nicholas Lou lyk presies nog dieselfde as my hart is aan die brand, daai albumcover. Oh, you're such a liar. Maar die feit van die saak is, of jy dit nou wil hoor of nie, of wil glo of nie, hierdie man is 'n legend in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. En hy gaan vir ewig 'n legend wees. Dis Nicholas Lou, mense. Dis die generaal. Hoorie, ek het nog 'n laaste vraag mee te vra voor ek vergeet, 100%. Ek onthou back in the day toe mense nog musiekwinkels gekry het, né? Yes. Toe loop ek so by 'n winkel in. En ek koop nou maar die series wat ek like daar en ek sien hier's 'n ou Jack Sparrow. Yes. En ek lees so agterop, hy sê luister, as jy bietjie sensitief is, koop eerder Nicholas Lou se album. Moet jy gevoel daai comment? Het jy ooit gesien? Nee, dit was 'n hele storie met jou en Jack. Daai is eintlik die eerste keer wat ek van dit hoor. Ja. Dankie vir die endorsement, bra. Ja, dankie. Maar ek en hy het eendag ontmoet en ek het nogal gedink dit gaan 'n fight wees en dit was so 'n pragtige, fantastiese ontmoeting gewees. Ek moet vir jou sê, jy weet, dit wat ek daar gesien het was prima, hoor. Hy is 'n nice ou, want die ding is sy regnaam is Zander. Maar dan hierdie alter ego Jack Sparrow. Hy kan nou seker nou nie altyd verantwoordelikheid vat vir wat daai ou aanvang op die verhoog. Ek dink ook dit gaan bietjie moeilik wees om daai persona te leef. Ja. Ek dink is harde werk. Dis harde En hoe werk. skud jy dit af nou? Ja. Ek is bly jy was al die jare net jouself. Dis maar makliker so. Ja. Hier is hy vir die heel eerste keer op Groot FM 90.5. Nick, nogmaals baie dankie dat jy hier was. Thanks vir julle ook, baie Probeer dit dankie. uit die hart uit. Ek en jy. Groot FM 90.5.